Gun my asseblief 'n geleentheid dat ek en my broer vir julle 'n storie vertel. Julle ken reeds hierdie storie en sommige van julle val hierdie storie onder jou top 5 gunsteling stories van alle tye. Maar daar's 'n rede hoekom jy soveel aanklank vind by hierdie een. Want dis ons storie. En hierdie storie is die legendary storie, Lion King. In die begin van hierdie storie sien ons hoe klein Simba opgehou word deur Rafiki en al die diere voor hom buig, van die kleinste muis tot die grootste olifant. Hoekom doen hulle dit? Want hy is die bloedlyn van die koning en hy sal eendag heers oor Pride Rock. Toe Simba 'n bietjie groter word, vat sy pa hom uit oor Pride Rock en hy wys vir hom, hy sê, my seun, alles wat die son aanraak, dit sal eendag joune wees en jy sal daaroor heers. Hy kyk so regs en hy sê, pa, maar wat van daai donker koel daar? Sal ek daaroor ook heers? Sy pa sê, nee my seun, daar moet jy nooit ooit heen gaan nie. En hy wil nog vra en sy pa maak hom stil. Paar dae later moet hy sy oom Scar ontmoet en baie opgewonde gaan hy na hom toe en sê, oom Scar, toe hom gehoor, ek gaan eendag koning wees. Hy antwoord hom so in sy mou en hy sê, what a dreadful day that is gonna be. Jy sien, want Scar wil die troon hê, Scar wil vir Mufasa ontroon, hy wil hom doodmaak, Simba uit die pad kry, sodat hy kan heers, sy karakter, sy beeld en gelykenis in die wêreld inbring. Hy sê, oom Scar, maar daai donker koel daar, my pa sê, ek moet nooit sien toe gaan nie. Hy sê, jou pa is dood, reg jy nie. Only the brave go there. Jy sien, daai is 'n taktiek van die vyand deur eeue en geslagte. Dit laat my terugdink aan 'n partytjie waarop ek was en hierdie einste broer van my 'n brandewyn skink. Ek nader staan om vir my ook een te gooi en hy vir my sê, net die manne drink brandewyn. So met dit in gedagte, wat doen ek en my vriend die naweek daarna? Ons bewys ons manlikheid. So met dit gesê, waantoe is Simba? Reguit Elephant Graveyard toe. Nog erger, hy sleep sy meisie Nala saam met hom in die moeilikheid in. En ons weet wat daar gebeur en hoe hulle amper doodgaan. Was dit nie vir Zazu wat gevlieg het, vir Mufasa gaan roep het nie. Mufasa kom daar aan, red hulle uit die situasie, maar bitter teleurgestel stap hy met Simba daar weg. Scar net so teleurgestel want sy plan is nie uitgevoer nie. Beraam 'n plan B en hy kry hierdie kloof en hy sit vir Simba daaronder in die kloof en hy laat sy hyenas, die blou wilde beeste daarin afjaag sodat hulle hom sou doodtrap. Hy sit hom daaronder, hy verlaat die kloof, die hyenas jaag die blou wilde beeste. Zazu vlieg, hy sien wat gebeur, hy gaan roep vir Mufasa. Mufasa kom en hy kyk in hierdie kloof in en wat sien hy? Hy sien dat sy seun gaan doodgaan in hierdie situasie waarin hy is. En dat hy sal moet ingaan sy lewe gee, sodat Simba weer kan leef en heers oor Pride Rock. Jy sien, dis baie simboliek teenoor ons storie. Jesus Christus het in die aarde ingekyk en gesien dat die mens sou doodgaan in sy sonde en dat hy sal moet inkom, sy lewe gee sodat ons kan heers as sy verteenwoordigers. Mufasa gaan in. Hy vat vir Simba, sit hom op 'n stomp neer en kruip sy pad uit hierdie kloof uit. En toe hy amper bo is, ken ons die storie. Scar slaan sy kloue in sy hande. Hy val terug en dis waar ons almal ons daai traan gepik het. Is dit nie baie simboliek aan wat aan die kruis vir ons gebeur het? In daai oomblik word Simba koning, maar hy besef dit nie, want Scar is vinnig daar om vir hom te sê, dit wat hier gebeur het, is alles jou skuld. Niemand sal jou hiervoor kan vergewe nie. En sê ek, jy is hardloop, ek kom nooit ooit weer terug nie. Jy sien, dis wat ons noem veroordeling. Dis ook 'n taktiek van die vyand oor ons lewe. Wat vir ons sê, dit wat jy doen, sal God jou nooit weer voor kan vergewe nie. En dis dieselfde ding oor en oor en oor. As ek jy is hardloop ek weg van God af, van die kerk af, van jou familie af dalk en kom nooit weer terug. Hy glo die leuen, in steede van hom om te draai en te gaan heers, hardloop hy weg en hy eindig op gedihidreerd en uitgepaas in die woestyn. Hy word wakker, wie staan langs hom? Timon en Pumbaa. Ons is almal mal oor hulle, maar weet jy wat? 'n Vlakvark en 'n meerkat is nie vriende van 'n leeu nie, hulle sy kos. Maar dis wat met jou gebeur as jy gestroop word van jou identiteit. Hy neem ook 'n kan nie worry houding aan van Hakuna Matata. It's a problem-free philosophy. Means no worries for the rest of your days. Verlang in my lewe het ek ook net altyd gesê, ek worry nie. So, hy gaan saam met hulle, gaan leef hierdie wonderlike lewe. Ek het altyd gesê ek sou daar gebly het. Hy word hierdie mooi, groot, sterk leeu. Hy swem soms, glad nie deel van 'n leeu se karakter. Hy word groot en sterk, maar waarop? Wat eet hy? Toktokkies en wurms, slimy, yet satisfying. 'n Paar jaar later spoor Rafiki hom op in die veld en hy sê vir hom, I know who you are. En hy dink, hoe kan iemand weet wie ek is? Ek is al jare weg.
Hy sê, ja, maar ek dink jy moes gis my met iemand anders. Hy sê, no, you're Mufasa's boy. En Simba dink hy met die tragiese nuus met hom deel en sê, slegte nuus vir jou, my pa is jare terug oorlede. En Rafiki sê vir hom, no, he lives, follow me. En hulle begin hardloop en hulle is so onder deur die takke, deur die stompe en hy hardloop so hele roete met hom en op 'n stadium sê hy vir hom stop. En hy trek die gras so voor hom oop en hy sê look. En hy kyk in 'n plas water in en hy's eers teleurgesteld en hy sê, maar is net ek. Hy sê no, look harder. En toe hy weer kyk, sien hy sy pa se beeld in gelykenis, sy pa se vermoë, alles wat sy pa was binne in hom. En in daai oomblik gaan die hemel oop en in 'n wolk begin sy pa met hom praat en sê, Simba, you have forgotten who you are. Take back your place in the circle of life. Jy sien, as ons as mens gaan besef dat ons is die beeld en die gelykenis van God aangestel om te heers as sy verteenwoordiger en dat alles in ons is en al die vermoë in ons is om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, sal ons ook omdraai, terug gaan Praaidrag toe, soos Simba gemaak het. Toe hy omdraai en begin weghardloop, sê Rafiki vir hom, he lives, but now he lives in you. God leef, hy leef nou in ons. Hy gaan terug, hy jaag die hyenas weg, hy maak vir skaar dood. En toe hy sy voet weer op die troon sit, wat gebeur? Dit begin weer reën, herstel kom, alles terug na die oorspronklike plan. Ek dink ons as mensdom het vergeet wie ons is. Vergeet dat ons is aangestel deur God om te heers oor hierdie aarde, as sy verteenwoordigers. Ongeag of jy onderwyser is, ongeag of jy 'n dokter is, ongeag wat jou beroep mag wees of dalk nog 'n skoolier is. Ons is hier om 'n verskil te maak, te heers, soos wat God dit sou wou hê. Kyk na die wêreld om jou en vra wie sit op die troon. Dis nie God se skuld nie. Dis nie die vyand se skuld nie. Dis ek en jy wat vergeet het wie ons is. Net soos omstandighede jou dalk al minderwaardig laat voel het, verwerp, of dalk die foute wat jy gemaak het. Maak dit jou minder 'n koningskind? Bly.